Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal kan saam wees so rondom die woord van die Here. Ons is dankbaar dat die Here vir ons uitgespaar het. Nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën met wysheid en insig, met kennis en verstand, sodat ons die waarheid van sy woord kan verstaan, kan toepas en kan uitlewe in hierdie krom en verdraaide geslag. Nou vriende, soos jy weet, het ons so die eerste 13 hoofstukke van die boek Spreuke vers vir vers hanteer. En toe het ons oorgegaan na hierdie reeks aktuele boodskappe. Ons het so 100 aktuele boodskappe met u hanteer. Ons is dankbaar teenoor die Here vir die vrae wat na ons kant toe gekom het, die vrae wat ek kon beantwoord het, en die gebed van my hart is dat die Here ook hierdie waarhede sal gebruik om ons lewens te rig tot eer van sy naam. Nou vanmôre gaan ons terugkeer na die boek Spreuke. Ons gaan daar by hoofstuk 14 vers 1 begin. Nou vriende, as u jouself kan herinner, het ek vir u gesê dat die boek Spreuke 'n baie besondere boek in die Bybel is. Dit is geskryf deur die wyse man Salomo. Toe die Here vir Salomo gesê het, Salomo, begeer van my net wat jy wil, het hy nie rykdom begeer nie, hy het nie hierdie mag begeer nie, maar hy het wysheid begeer. En die Here het vir hom wysheid gegee en al die ander dinge ook vir hom bygevoeg. En dit laat my so dink aan Matteus 6:33 en 34 waar die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal bygevoeg word. Kwel jy dis nie oor môre nie, môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Vriende, is belangrik dat ons die wysheid van God sal soek, voordat ons al die wêreldse dinge, plesiere en die genietinge van die wêreld sal soek. Want u sien, die wysheid van die Here rig en lei ons op die pad van geregtigheid en leer ons hoe om te lewe in hierdie wêreld wat besig is om af te stuur na God se oordeel. Nou vind ek het vir u gesê dat die boek Spreuke 'n baie besondere boek is. Salomo gee vir ons hierdie wyshede deur, en die hartseer is dat Salomo baie van hierdie goed wat hy aan sy seun skryf, aan sy seun rig, self nie nagekom het nie. Die boek Prediker is die boetelied van Salomo, waarin Salomo vir ons sê hoe dwaas was hy, deurdat hy vir mense geleer het, maar nie altyd self gedoen het wat die Here van hom gevra het nie. En vriende, die toepassing was baie duidelik, dat u en ek daders van die woord moet wees, en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie. Dit help nie, ons doen geweldige kennis op van die woord, en ons luister na preke, en ons luister na allerhande mense wat vir ons sê hoe ons moet lewe, en ons lees die Bybel, ons doen Bybelstudie, en ons gaan na konferensies, maar dit verander nie my denke, dit verander nie my optrede nie. U sien, God se woord in die boek Spreuke in besonder leer vir my, hoe moet ek lewe as 'n kind van die Here in hierdie wêreld? Ek het vir u gesê, vriende, die boek Spreuke is 'n boek wat geskryf is juis om vir ons wysheid te leer. Dis geskryf sodat ons stig kan ken. Nou hierdie woordjie tig is die woordjie instruction, en dan ook die gedagte, die woord van insig is die woordjie understanding. So met ander woorde, die boek Spreuke is gegee dat ons wysheid kan leer ken, dat ons geonderrig kan word, dat ons 'n beter verstaan kan hê hoe ons moet lewe, dat ons kan sien, vriende, dat tig ons verstandig maak, want die Here sê hy tig sy kinders, vir die wat hy lief het, as hulle nie wil luister nie. Hierdie boek leer ons om geregtigheid te leer ken, hoe om die regte dinge te doen, moreel, sedelik, wetlik, en dan ook, vriende, hoe om regverdig dan te lewe. Ek het vir u gesê, wat baie belangrik is, die boek Spreuke is nie 'n boek van goddelike waarborge nie, maar eerder sterk beginsels wat neergelê word ten einde 'n lewe te leef wat God verheerlik. Nou 'n spreek is 'n kortbondige gedagte wat ons soms waarsku, dikwels aanspoor en ander kere oproep tot 'n wyse lewe voor God en dan ook voor mense. Daarom is, vriende, is belangrik dat ons verder hierdie boek sal bestudeer, en ons kom vanmôre dan uit by Spreuke die 14de hoofstuk, en ons lees daar die eerste vers. U sal sien die tema van vanmôre se boodskap, wysheid teenoor sotheid. En ek lees vir u wat staan daar. Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Nou vriende, ons weet dat hierdie Spreuke nie gaan oor die fisiese bou van 'n huis nie, maar eerder hoe 'n huishouding bestuur word. Nou vriende, ons almal weet dat vroue 'n baie belangrike rol speel in die huishouding, en dikwels sê ons dat 'n vrou 'n huis kan maak of 'n huis kan breek. Ek dink so aan die groot staatsman en leier Napoleon wat gesê het, as Frankryk goeie moeders het, sal daar goeie seuns opgelewer word. Baie interessant dat hierdie staatsman en leier hierdie geweldige uitlating maak, hierdie stelling maak, om te sê as Frankryk goeie moeders het, sal daar goeie seuns opgelewer word. Vriende, dit sluit nie die vaders uit nie, maar een ding weet ons, en veral in die vroeë jare was die ma die een wat die tuiste skepper was, die een wat die kinders opgevoed het, die een wat die meeste tyd spandeer het met haar kinders,
En daarom sê hierdie staatsman, as daar goeie moeders is, sal goeie seuns opgelewer word, sal 'n huishouding met wysheid gebou word en sal die samelewing ook daarby baat vind. Die groot prediker D.L. Moody het gesê, dit wat ek in my lewe bereik het ek te danke aan my moeder. En vriende, ek het so daaraan gedink wat hierdie Spreuke vir ons leer, Spreuke 14 vers 1, dat moeders 'n geweldige invloed het op hulle huishouding, op hulle kinders en dan ook op die gemeenskap in die breë. U sien, as 'n vrou gevul is met die wysheid van die Here, met die waarheid van sy woord, sê die Bybel vir ons, bou sy haar huis. Dis letterlik soos iemand wat hierdie fondasie grou. Die fondasie, sê die Bybel vir ons baie duidelik, is Christus Jesus, en dan bou ons met versigtigheid op hierdie fondasie. En 'n wyse vrou is iemand wat hierdie huis van haar bou op die waarheid van God se woord, met Christus as die hoeksteen, om haar kinders te leer dat die lewe geensins sinvol is sonder die Here Jesus Christus nie. Nou vriende, ek moet bely dat ons geweldig min van hierdie vroue vind in ons dag en tyd. Dit lyk vir my of die meeste vroue voel dat hulle al die jare verdruk was, dat hulle nou moet veg vir oorlewing, dat hulle moet veg vir 'n plek onder die son, en ons vind dat egskeidings die hoogte inskiet, huishoudings val uit mekaar uit, kinders word groot by 'n stiefpa of 'n stiefma, en ons dink by onsself, ons is besig om iets te bereik, terwyl ons eintlik besig is om alles af te breek, en besonder dit wat God daar gestel het, naamlik 'n huisgesin, 'n huishouding, wat dan ook in die samelewing 'n verskil kan maak. Want u sien, die samelewing bestaan uit huisgesinne, en die vrou het 'n geweldige rol in die bou of breek van hierdie gesin. Die een kant sê die Bybel vir ons baie duidelik, die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Hierdie woordjie sotheid is foolishness. Met ander woorde, 'n vrou wat nie reg dink volgens die skrif nie, 'n vrou wat nie leef volgens die riglyne van God se woord nie, 'n vrou wat nie kuis is nie, 'n vrou wat nie lief is vir die waarheid van die woord nie, is een wat haar huishouding afbreek. Dit is 'n vrou wat besig is om eintlik in die samelewing skade en skande te bring, om anargie te saai, want uit die huishouding kom mense in die samelewing in, en as 'n kind nie leer hoe die Here van die Ou en Nuwe Testament sy waarheid gevestig het, waarvolgens ons moet leef nie, hoe sal 'n kind dan in die samelewing dan kan lewe om die Here te verheerlik? U sien, ek dink so uit die afgelope tyd daaraan dat die meeste jong meisies word aangemoedig om 'n loopbaan na te volg, deesdae om 'n rugbyspeler te word, in die bokskry te klim en te boks, om krieket te speel, om een of ander sport te doen, om dan geld te in, om een of ander kwalifikasie te kry. En ek sê nie noodwendig, vriende, dit is verkeerd nie, maar wanneer leer ons vroutjies, ons dogters, dat hulle eendag 'n wyse vrou sal wees, wat hulle huis moet bou? Want u sien, elke vrou wil een of ander tyd trou en kinders hê. Luister, daar is die uitsondering op die reël, en jy kan my maar glo, die uitsondering op die reël wil nie trou nie, wil nie kinders hê nie. Maar 'n vrou is gebore, die Here het in haar hart hierdie begeerte gesit, om 'n man te hê, om kinders te hê, om in die samelewing iets te beteken, om 'n gesin te wees, om ietsie van die hemel op aarde te beleef, wat die huisgesin dan is. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, 'n vrou, vriende, wat wysheid het, is 'n vrou wat God se woord hoogag, wat die Here liefhet, wat die Here dien, wat deur voorbeeld lei, haar kinders oproep om dit te doen, en dan ook so in die samelewing 'n verskil maak. Die sotheid breek dit aan die ander kant af, 'n vrou wat die Here nie liefhet nie, 'n vrou wat roekeloos lewe, 'n vrou wat losbandig is, 'n vrou wat se mond glad is, wat graag praat, wat graag mense afbreek, wat in haar huishouding nie hierdie gesin leer wat netheid, wat regverdigheid, wat samewerking is nie. En daarom beleef ons 'n samelewing, vriende, wat letterlik en figuurlik uitmekaar val. Ek wil vir u net lees, en ek sluit daarmee af. Daar in die boek Rut lees ons van die vrou Rut, 'n Moabitiese vrou. En die Bybel sê baie oor haar, maar daar is so vers of 2 wat my baie opval. Daar staan toe Boas vir Rut sê in Rut 3 vers 11, wees dan nou nie bang nie, my dogter, alles wat jy sê sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy 'n deegsame vrou is. Nou vriende, vandag is ook die verjaarsdag van my deegsame vrou. Ek moet vir u sê, my vrou, ons is 33 jaar getroud, is 'n vrou wat wysheid het, 'n vrou wat my kinders begelei, en ek dank die Here vir hierdie vrou wat hy my gegee het. Waarom? Want sy het die Here lief, en sy het haar gesin lief, en sy besef dat die hoogste geluk lê daarin om God te verheerlik in die roeping waarmee hy haar geroep het.
Sy poog nie om my voor die kinders sleg te maak nie. Sy poog nie om die hoofskap oor te neem nie. Sy poog nie om in die kollig heeltyd te wees nie. Nee, haar hoogste begeerte is om God welbehaaglik te wees, om 'n deegsame vrou te wees, om 'n vrou te wees wat haar huis bou op grond van die wysheid en kennis van die woord, met Christus as die hoeksteen, as die grondslag waarop ons bou, deur die wysheid van die Heilige Gees van God. Ek vra jou vanmôre, is jy 'n wyse vrou wat die huis bou, of is jy 'n vrou wat foolish is, soos die Engels sê, en met sotheid die huishouding afbreek? Mag die Here jou wysheid gee, as jy vanmôre miskien jou huishouding afbreek, dat jy sal bekeer, dit is nooit te laat nie, vir die Here te sê, leer my Here, sodat ek ook in die samelewing 'n invloed kan hê, deur my gesin, wat in die samelewing ingaan, om God te verheerlik, om sout van die aarde, en lig vir die wêreld te wees. Mag die Here ons seën met wysheid, en mag die Here ons vroutjies oproep, tot wysheid en insig om sy naam te verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, tada.